Dit help nie, jy sê jy glo in iets, maar jy doen dit nie. Ons moet die daad by die woord voeg. En ek wil vanmôre met julle 'n paar gedagtes deel rondom voeg die daad by die woord. En ek wil vir julle uit die Bybel uitwys vanmôre, ek gaan 'n paar skrifgedeeltes hier lees wat ek oor wil vertel oor wat die Bybel sê oor voeg die daad by die woord. Ek gaan begin vir ons die eerste teksvers saam te lees, Romeine 10 van vers 9 tot en met 10. Romeine 10 vers 9 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Hierdie teksvers sê vir ons duidelik die een en die ander een. Voeg die daad by die woord. Die daad is as jy met jou mond bely. Dis iets wat ons doen. En dat jy glo dat God Jesus uit die dood uit opgewek het, sê die Bybel vir ons, sal jy gered word. So ons moet glo dat Jesus uit die dood uit opgewek is, en ons moet met ons mond bely, ons moet dit doen. Ons is baie geneig, en ons hoor baie keer wanneer ons met mense praat, wat sê, ek glo. Ek glo. Nou daar is vanmôre niks fout om te glo nie, ons moet glo. Maar die Bybel sê, ons kan nie by geloof net stop nie. Ons moet dit wat ons glo, moet ons ook doen. Dit wat ons glo, as ons glo dat Jesus uit die dood uit opgewek is, moet ons glo dat ons moet met die mond bely dat hy is en dat hy uit die dood uit opgewek is en op die troon sit. Dit is ons verantwoordelikheid om te vertel dit wat ons glo. As ons verder aangaan in vers 10 verduidelik hy sê, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Nou weet julle, vir baie jare is die kerk geneig om te preek en van hulle kansels af te verkondig dat ons moet net glo, dis al wat nodig is. Ons moet maar net glo. Glo net en jy sal gered word, dis nie wat die Bybel vir my sê nie. My Bybel sê, met die hart glo ons tot geregtigheid en met ons mond bely ons tot redding. So die eerste teksvers wat ek vanmôre met julle wil deel, Romeine 10 vers 9 tot 10 sê duidelik dat ons moet glo, maar ons moet in dieselfde asem dit wat ons glo met ons mond bely, dan sal ons gered word. Ons moet die daad by die woord voeg. Het is maklik om te sê ons glo. Ek wil verder gaan in 'n volgende teksvers met julle deel in Jakobus 2 vers 14 tot en met 17. Vanaf vers 14 sê, wat baat dit my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. Die geloof kan hom tog nie red nie. As daar nou 'n broeder of suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie dit wat vir die liggaam nodig is nie, wat baat dit? Net so is ook die geloof. As dit geen werke het nie, is dit in sigself dood. Nog 'n gedeelte in die Bybel wat sê, ons moet nie net praat nie, ons moet doen. Ons moet dit wat ons glo, dit moet ons sê. En hy vergelyk dit met die fisiese, om te sê, as iemand naak is, kan ons nie net vir hulle sê, gaan heen en word warm nie. Dit beteken vir hulle absoluut niks. As iemand na my toe kom en sê, ek is honger, kan ek nie net vir hom sê, word versadig met die woord en gaan in vrede nie. Dit gaan nie sy maag vul nie, dit gaan nie sy honger stil nie. Die Bybel leer ons dat wanneer ons met mense te doen het, maak nie saak wat dit is nie, moet ons die daad by die woord voeg.
Ek gaan dit elke keer sê, dis ons verantwoordelikheid, wat God vir ons gegee het, om die daad te doen. Nie net te glo nie, nie net te praat nie, maar te doen wat die woord sê. Matteus 25 vers 31 tot 46. Dis 'n redelike paar teksversies, maar ek wil graag almal vir jou lees, want ek wil hê ons met die konteks sien waarin dit gebruik word en wat hier gesê word. Matteus 25 vers 31 sê, en wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. En voor hom sal al die nasies versamel word. En hy sal hulle van mekaar afskei, soos die herder die skape en die bokke afskei. En hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is, sê, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is, van die grondlegging van die wêreld af. Hoor wat sê die koning verder vir die regverdiges. Want ek het honger gehad en julle het my iets te ete gegee. Ek het dors gehad en julle het my iets te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my herberg gegee. Ek was naak en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my besoek. In die gevangenis was ek en julle het na my toe gekom. Dan sal die regverdiges vir hom antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed of dors en iets te drinke gegee? En wanneer het ons u as vreemdeling gesien en u herberg gegee of naak en klere gegee? En wanneer het ons u siek gesien en in die gevangenis en na u toe gekom? Die koning sal dan antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes, het julle dit aan my gedoen. Ons gaan voor die troon staan. En dan gaan God vir ons sê, jy het geglo in my, maar jy het ook gedoen. En op grond daarvan gaan ons gered word en in die koninkryk van God toegelaat word. Hy gaan verder om met die onregverdiges te praat. Dan sal hy aan vir die linkerhand sê, gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele, want ek het honger gehad en julle het my nie iets te ete gegee nie. Ek het dors gehad en julle het my nie iets te drinke gegee nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het vir my nie herberg gegee nie. Naak en julle het my nie geklee nie. Siek en in die gevangenis en julle het my nie besoek nie. Dan sal hulle ook vir hom antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien of dors, of as 'n vreemdeling, of naak of siek, of in die gevangenis, en u nie gedien nie? Dan sal hulle antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, sover as wat julle dit nie gedoen het aan die geringstes nie, het julle dit ook nie aan my gedoen nie. Dis die woorde van Jesus, ons koning. Weereens het my en jou die verantwoordelikheid gegee om nie net te sê ons glo in Jesus nie, maar hy het gesê as ons in hom glo, moet ons doen soos wat hy doen en ons met die daad by die woord voeg. As jy vanmôre hierop nie kan amen sê nie, sê dan eina. Handelinge 1 vers 8 sê dit vir ons baie mooi. Ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom. En ons sal sy getuies wees. Hier sê Handelinge vir ons, wanneer jy die Heilige Gees ontvang, moet jy iets daarmee doen. Jy moet God se getuie wees, jy moet Jesus se getuie wees, jy moet iets doen, jy moet die daad by die woord voeg. Dit help nie ons sê ons het die Heilige Gees ontvang, maar ons doen niks daarmee nie. Ons kry baie mense wat na my toe kom en sê, maar hoekom werk die Heilige Gees, die gawes van die Gees, nie deur my nie? Dan sê ek vir ons, omdat jy niks daarmee doen nie. Want God gaan net vir jou die gawes van die Gees gee, as jy bereid is om iets daarmee te doen. Maar as jy vanmôre in die kerk wil sit as 'n seat warmer en nie bereid is om iets te doen nie, moet jy nie kla as jy nie die gawes van die Gees kry nie, want hy gee aan die gawes van die Gees wat bereid is om iets daarmee te doen.
Hy het aan my en jou gegee, sodat ons kan bedien, sodat ons kan doen. Vergun my om al die pad terug te gaan na Genesis toe om vir jou te verduidelik. Toe ons geskape is, dat al hierdie goed, van moenie net praat nie, ons moet doen, dat dit toe al bewerkstellig is. Genesis 1 vers 26 tot 28 gaan oor die skepping van die mens. Vers 26 sê, en God het gesê, laat ons die mens maak na ons beeld, na ons gelykenis, laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel, en die vee oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. Dit is 'n teksvers wat ons almal ken en ek dink meeste van ons ken dit uit ons kop uit, om te sê ons is geskep as konings en priesters om te heers, ons ken die ou storie. Maar hoekom lees ons dit nie bietjie verder nie? As ons verder lees, dan sê en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Ons is geskape na die beeld van God, na sy gelykenis, en om te heers, om te doen. Dis wat hy hier sê in vers 28. God het ons geseën. En toe ons geseën het, het ons geseën met die vermoë om iets te kan doen. Hy het ons nie geseën om vet te word nie, hy het ons nie geseën om ryk te word nie. Hy het nie ons geseën om net te ontvang nie. Hy het ons geseën dat ons die vermoë kan hê om te kan doen. So wanneer hy in vers 28 sê, ek het julle geseën, het hy vir ons die vermoë gegee, en hy het gesê, wees vrugbaar en vermeerder. Dis doen. Het gebeur nie van self nie, dis doen. Hy sê, onderwerp die aarde. Dis doen. Die wat gister in die tuin gewerk het, sal weet wat dit is om die aarde te onderwerp. Om te spit. Is harde werk, maar hy het ons geseën met die vermoë om dit te kan doen, sodat ons kan doen, om die aarde te onderwerp. Hy het ons geseën om te kan heers, wat beteken hy het ons geseën en vir ons die vermoë gegee om met autoriteite op te kan tree en te kan doen soos wat hy doen. Ek het weer gesê doen. Jy sien, ons is geskape as mens, gees, siel en liggaam. En in hierdie gedeelte wat ons gelees het in Genesis 1 vers 26, wys hy hoe ons as gees, siel en liggaam geskape is. In die geestesrealm het ons geskape om te heers, om die autoriteit te hê. In ons siel, dit is ook in ons brein, in ons verstand, het hy ons geskape om sy gelyke te wees. Met ander woorde, ons kan dink, redeneer en te kan onderskei tussen reg en verkeerd en keuses te kan maak, soos hy. Liggaamlik het ons geskape soos hy, om soos hy te lyk, maar ook om vrugbaar te wees en te vermeerder en die aarde te vul. Wanneer God ons geskape het, in gees, siel en liggaam, het ons geskape om te kan doen. En hy het ons geseën om ons die vermoë te gee om dit te kan doen. Nou ek wil graag oor die gees, siel en liggaam wil ek so 'n bietjie meer prakties dit vir julle verduidelik en met julle deel daarop. As ons begin met die liggaam. Nou as ons kom by die liggaam, dan het ons 5 dinge nodig dat ons liggaam kan leef. Vir die wat weet, ons het nodig om te gesond te eet, water te drink, genoeg te slaap, te oefen en reg asem te haal. Dis die 5 dinge wat ek en jy nodig het, dat ons liggame aan die gang kan bly, funksioneel kan bly. En as ons een van daardie dinge wegvat, is daar 'n wanbalans in ons liggaam wat maak dat ons liggaam agteruit gaan. Kan ek myself as 'n voorbeeld gebruik? Ek's 'n baie goeie voorbeeld vanoggend. As ek oefening wegvat, is daar 'n wanbalans.
As ek gesond eet wegvat, is daar 'n wanbalans. So kan ons aangaan. Elkeen van ons het die verantwoordelikheid gekry om te sê, God het vir jou 'n liggaam gegee wat jy moet oppas en hierdie 5 dinge is jou verantwoordelikheid om seker te maak dat jy dit doen sodat jy 'n gesonde liggaam kan hê. Ek wil 'n bietjie meer hieroor uitbrei. Dr. Wanda Wright, 'n professor van 'n Amerikaanse universiteit wat spesialiseer in ortopediese chirurgie. Vir die wat nie weet nie, dit gaan oor bene en spiere en ligamente. Sy skryf en sy sê, we don't get old because we age. We get old because we don't move. Ons word nie oud omdat ons in ouderdom hoër gaan nie. Ons word oud omdat ons nie beweeg nie. Omdat ons nie doen waarvoor ons gemaak is nie. Omdat ons daardie 5 dinge nie hou nie. Sy gaan verder om te sê, nou ons weet in die wetenskap sê dat soos wat ons ouer word, vir die wat nou al oor 70 is, die spiermassa word minder en die krag word minder en die liggaam gaan agteruit. Haar toetse wys en volgens MRI's wat sy deel, wys hy dat die spiere van 'n 70-jarige persoon wat aktief is dieselfde as 'n 20-jarige wat onaktief is. Nou as jy 'n 20-jarige vat, dan weet ons hulle is, kom ons sê maar, in die prime van hulle lewe. Hulle kan hardloop, hulle kan spring, hulle kan enige iets doen, hulle het die krag, hulle het die vermoë om te doen net wat hulle graag wil, korrek. Al speel hulle heeldag PlayStation, hulle het nog steeds die spiermassa en die krag wat nodig is om te doen wat hulle moet doen. Maar nou kom sy en sy sê, wanneer ons net begin loop, dis 'n advertensie vir julle, wanneer ons begin loop, is dit meer as genoeg oefening vir my en vir jou om op 70 nog dieselfde spiere en krag te hê, dat ons kan leef soos 'n 20-jarige. Maar omdat ons ophou beweeg en gaan sit, en omdat ons niks het om te doen nie, word ons spiere swak. Verloor is ons spiermassa. So jy sien, ongelukkig is dit so, dat wanneer ons oud, kom ek sê eers, wat sy verder sê, volgens die MRI, wat sy gedoen het is, ons het nie nodig om oud te word nie. Ons het 'n keuse daarin. Ons gaan in ouderdom, gaan ons ouer raak, maar ons hoef nie oud te word, as julle verstaan wat ek bedoel. Ons hoef nie sieklik en kranklik te wees nie. Want elke keer wanneer ons daardie 5 dinge in gedagte hou en doen, is daar balans in ons lewe, in ons liggame, en hoef ons nie oud en sieklik te raak nie. God het ons so geskape om te kan wees. Romeine 12 vers 1 begin Paulus en hy skryf aan die gemeente en hy sê, ek vermaan julle broeders by die ontferming van God, dat julle liggame sal stel as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Nou as Paulus môre sê dit is ons redelike godsdiens, dan beteken dit my en jou se eerste verantwoordelikheid is ons liggame lewend te hou. Daardie 5 dinge te doen om aan die gang te bly, om in die lewe te bly. Want God het my en jou geskaap om hier te wees met 'n doel. En hoe langer ons kan lewe, hoe meer kan ons vir hom doen. Ons moet ons liggame heilig hou, weg van die sonde. Ons moet onsself heilig, skoon en rein hou vir Christus. En hy sê ons moet aan God 'n welgevallige offer wees. Onthou jy is geskep, geskape om te lyk soos God. Miskien as jy vanoggend in die spieël staan, hou jy nie van wat jy sien nie. Maar as God vanmôre na jou kyk, dan sien hy homself en hy hou van wat hy sien. Dit is my en jou verantwoordelikheid om ons liggame lewend, heilig en aan God welgevallig te hou. Dit is ons redelike godsdiens, die wegspringpunt
van om te sê ek is kind van die Here. Is ek. Snaaks, maar dis die waarheid. Ons hoor gewoonlik om 'n kind van die Here te wees, is om te gaan preek, om te gaan heilig wees en te gaan vertel en te gaan, Paulus sê nee, die wegspringpunt van jou godsdiens is kyk na jouself. Want as jy nie na jouself kan kyk nie, beteken jy niks verander nie. In Korintiërs 6 vers 19 sê, weet jy dan nie, dat jou liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in jou is, wat julle van God ontvang het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Jou liggaam wat jy het, is in elk geval nie joune nie. Dit behoort aan God. En jy het 'n verantwoordelikheid om hom op te pas. Jy het 'n verantwoordelikheid om hom aan die lewe te hou, lewend, heilig en aan God welgevallig te hou. Ek het die week vir my vrou gesê, ek weet nie of ek vanmôre hierdie boodskap moet gee nie, want ek praat meer met myself. Maar dit is nodig. Opbreek ek vanmôre vir myself, maak nie saak nie. Die Bybel sê die woord is soos 'n spieël. As jy daarin kyk, sal hy vir jou die waarheid wys. So die wat vanmôre dalk skuldig voel oor ons liggame, moenie skuldig voel nie. Maar weet, God het gesê, ek het die liggaam vir jou gegee. Al wat ek jou vra is, pas hom op. Want jy lyk soos ek. En ek hou van wat ek sien. Kom ons gaan 'n bietjie oor na die siel. Ons is geskape, liggaam, siel en gees. As ons praat van ons siel, dan praat ons van ons gedagtes, van ons brein, alles wat hier binne aan die gang kom. En ek wil eers op 'n fisiese manier wil ek vir julle verduidelik dat wanneer ons brein nie gebruik nie, wanneer ons nie onsself ontwikkel nie, as ons nie enige stimulasie het in ons brein nie, ons lees nie meer nie, ons leer nie meer iets nuuts nie. Wat gebeur met ons breine? En dis ongelukkig iets wat gebeur meeste van die tyd wanneer ons ouer raak, omdat ons nie meer leer of lees of aktief is nie. Eerstens, verskoon die groot woorde, maar dit is ongelukkig die terme wat gebruik word. Ek gaan probeer om alles te veel te verduidelik vir die wat dalk nie weet nie. In die eerste plek verminder jou brein se neuroplastisiteit. Nou vroeër jare het hulle gesê jy's gebore en jy's getoe met dit wat jy het en jy is soos jy is en jy sal so doodgaan. Dis nie die waarheid nie. Die wetenskap het gewys en bewys dat ons breine is neuroplasties, wat beteken ons kan verander. Elke keer wanneer ons iets nuuts leer, skep ons brein 'n nuwe ek sukkel ook met die woorde, 'n neurologiese koneksie. So elke keer wanneer ek iets nuuts leer, word my brein groter, word hy sterker, word ek slimmer, want daar word nuwe koneksies gevorm. En die oomblik wat ek ophou lees of ophou iets nuuts leer of besig bly met my brein en net gaan sit en niks doen nie, dan verloor my brein sy neuroplastisiteit, wat beteken die brein gaan stelselmatig en stadig dood en daar kom niks nuuts nie en ons gaan agteruit. Tweedens, wanneer ons brein nie gebruik nie, word ons geheue swakker en ons konsentrasie al hoe minder. Nou die belangrikste deel hiervan is dat ons kognitiewe reserves ook afneem. Nou ons kognitiewe vermoë is die veerkrag teen veroudering en siektes. So as jou brein agteruit gaan, is die kans dat jy oud gaan word en siek gaan word beter. So hoe langer jy jou brein aan die gang hou, hoe langer kan jy gesond bly. Dis wat die Bybel sê. Ek gaan dit vir julle lees.
Nou as ons praat oor die verouderende siektes wat kom wanneer ons breinvermoë afneem, dan praat ons van die breë Alzheimer groep. En ons almal ken van Alzheimer's. Ons almal ken van die verskillende forme van dementia en Parkinson's. Dis alles breinsiektes wat kom as gevolg daarvan dat ons brein agteruit gaan, omdat ons hom nie gebruik nie. Ons sien wat die statistieke sê, dat wanneer mense op pensioen gaan en nie meer werk nie, nie meer lees nie en net gaan sit en rus, kry hulle baie vinnig Alzheimer's, dementia of Parkinson's, want hulle brein gaan agteruit, hy word nie meer gebruik nie. Ons kan dit voorkom, deur aktief te bly, deur te doen. Vierdens, die verlies van taal en denkvaardighede, wat beteken ons taalverwerking, gehoor en spraak gaan agteruit. Ons sukkel om te praat, ons kan nie meer lekker hoor nie. Net omdat ons nie ons brein gebruik nie. Spreuke 23 vers 7 sê, want soos hy in sy siel bereken, so is hy. Daar is die bewys wat sê, as ek my brein nie gebruik nie, gaan ek siek word. Ons is geneig om partykeer op te staan en in die spieël te kyk en sê, jy lyk stupid vandag. Die Bybel sê wat jy dink, so is jy. As ek vanmôre opstaan en dink ek is nie goed genoeg nie, dan is jy nie goed genoeg nie. Want jy het vir jou brein gesê, jy is nie goed genoeg nie. As ek vanmôre opstaan en sê, maar ek kan nie, gaan jy nie kan nie. Soos wat jy in jou siel bereken, so is jy. Dit wat jy dink, dit is jy. Ons hoor baie keer oor die mediese wetenskap en as ons kyk na ander dissiplines, dan hoor ons hoe mense praat van alles begin in ons brein. Alles begin, it all begins in the mind. Want wat ons dink sal wees, dit wat ons nie dink nie, sal nie gebeur nie. En wanneer ons hoor baie keer dat mense sê dat as ek in my gedagtes iets nuuts skep, daar is 'n oulike boekie wat ek gelees het toe ek 16 was, if you can dream it, you can achieve it. As jy dit hier kan skep, kan jy dit doen. Dis hoe God die wêreld geskep het. Hy het aan alles gedink soos wat dit moet wees en gesê, laat dit so wees, en dit het so gebeur. En hy het ons gemaak om soos hy te wees, sodat wanneer ons aan iets dink julle die ligbulb is geskep sonder dat iemand gesit en wonder het hoe dit moet werk? As ons 'n ou staaldingetjie aan mekaar met swysif moet maak, moet ons eers gaan sit en beplan, ons moet eers gaan meet, ons moet eers gaan kyk hoe groot, wat het ons nodig voor ons hom kan maak. As ek 'n tafel wil maak, moet ek eers gaan meet en kyk hoeveel hout het ek nodig en my cutting list kry en die goed gaan sny. Ek moet dit eers bedink voor ek dit kan doen. Soos wat ons dink, so is ons. Romeine 12 vers 2 sê Paulus, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en volmaakte wil van God is. Baie oulike teksvers. Maar wie weet wat hy regtig sê? Kan ek vir julle verduidelik hoe ek dit sien, hoe ek dit lees? Word nie aan die wêreld gelykvormig nie. Moenie dink soos wat die wêreld dink nie. Moenie dink daar is nie 'n toekoms nie. Moenie dink daar is nie vooruitgang nie. Moenie dink daar is nie 'n oplossing nie. Moenie dink daar is nie 'n antwoord nie. Hy sê, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Die doen. Jy gaan net verander as jy jou gemoed vernuwe. Met ander woorde, as ek vanmôre opstaan, het ek die keuse om te sê, in plaas van dat ek sê ek is nie goed genoeg nie, moet ek vanmôre vir myself sê, wat kan ek vandag doen om iets meer by te leer,
om my beter te maak sodat ek kan. En dis hoe jou dag sal uitdraai. Hy sê as ons vernuwe word deur die vernuwing van ons gemoed, dan kan ons beproef doen. Ons kan beproef wat die wil van God. Wat is die wil van God? Wat is die wil van God? Baie mense vra, wat is die wil van God? Ek het vir julle gesê, wat is die wil van God? Verkeerde bladsy. Sorry. Die wil van God is, wees vrugbaar en vermeerder, vul die aarde, onderwerp dit en heers oor alles. Dis God se wil vir my en vir jou. Dis wat hy wil hê ons moet doen. God wil hê ek en jy moet verantwoordelikheid vat en doen dit waarmee hy ons geseën het. Die vermoë wat hy ons gegee het om te kan doen. So wanneer ons opstaan en ons dink soos die wêreld, gaan ons voel soos die wêreld. Ek dink baie oggende as ek opstaan, as ek in die wêreld was, het ek vandag niks gehad om oor te bly te wees nie. As ek in die wêreld was, het ek vanoggend niks gehad om oor bly te wees nie. As ek in die wêreld was, het ek vanoggend geen rede gehad om te leef nie. As ek in die wêreld was, het ek vanoggend nie lus gehad om enigiets te doen nie. Maar ek dank die Here dat ek in die oggend kan opstaan en sê dankie Here dat U leef. Dankie dat U in my is. Dankie dat U my rede is om te leef. Dankie dat U my rede is om te kan doen, om te kan verander, om iets vir iemand anders te kan doen, om te bedien, om te help waar ek kan. Want die Bybel het gesê, as ons dit aan die geringste doen, doen ons dit vir Hom. Ons wonder baie keer, wat kan ons vir die Here tog doen? Dit wat jy in die geringste doen, sê die Bybel, doen jy aan Hom. Begin by die wat om jou is, die geringstes. Die wat nie het nie, die wat nie kan nie. Begin hulle te help, want dan doen jy dit vir God. En hy sal jou beloon. Nie net een dag nie, vandag ook. Op geestelike vlak. Wat het ons gemaak? Gees, siel en liggaam. Op geestelike vlak wil ek vir jou lees Eksodus 23 vers 25. Hy sê en julle moet die Here dien, dan sal hy jou brood en jou water seën en hy sal siektes uit jou midde verwyder. Dis 'n nice belofte om op te staan. In die Engels sê die doen, ons moet die Here dien, sê we must serve Him, we must worship Him. Wat doen ek as ek God dien? As ek hom serve? Ek bedien ander. Hoe dien ek God? Deur ander te bedien, deur iets vir iemand anders te wees. Ons bewys van ons liefde vir God is in dit wat ons doen. Want dis ons bewys van ons liefde vir God. Dis wat die Bybel sê in al die teksverse wat ek lees sover, sê vir ons, ons kan nie net dink nie, ons kan nie net glo nie, ons kan nie net bely nie, ons moet doen ook. En Jesus self het gesê, wanneer ons dit aan die geringste doen, doen ons dit aan Hom. Hy sal ons brood en ons water seën. Seën, verskoon my uitdrukking, seën beteken nie mahala nie. Seën beteken hy gee jou die vermoë om dit te kan kry. Hy seën jou met die vermoë om die aarde te bewerk sodat jy kan eet en dat jy kan drink. Hy seën jou met die vermoë om te kan heers. Hy seën jou met die vermoë om te kan vrugbaar wees en te vermeerder. Hy seën ons en wanneer ons geseën word, word ons geseën met vermoë om te kan doen. Ons sê baie maal vir mense, ag die Here seën jou. Weet julle hoe oppervlakkig is dit? As jy vir iemand sê blessings, goodbye.
Wat sê ons vir hulle? Ons dink baie keer as ons vir iemand sê, die Here seën jou, hy sal vir jou alles gee wat jy nodig het. Dit staan nêrens in die Bybel nie. Die Bybel sê vir my vanmôre, as hy ons seën, dan seën ons met die vermoë om dit te kan doen. Elkeen van ons het die verantwoordelikheid om te kan doen. Ek gebruik altyd die vergelyking wat die jong mense is geneig om te kon klaar, dan sê hulle, daar is nie vandag werk nie, ek het my CV's al na 100 mense toe ingestuur, en ek kry nog steeds nie werk nie. Sê ek, okay, maar wat doen jy daaromtrent? Ek het my CV's ingestuur, ek sê, maar wat doen jy daaromtrent? Maar ek het my CV's ingestuur. Ons wil werk hê, maar dan sit hulle by die huis en wag dat die werkgewer hulle moet bel. So gaan ons mos nooit werk kry nie. God het ons geseën met die vermoë om werk te kan doen. So as ek wil werk, dan moet ek my werk gaan soek. Ek moet kies en besluit wat ek wil doen, want dit wat ek doen, wil ek doen om God te verheerlik, en ek moet opstaan en ek moet dit gaan doen. Hy het my die vermoë gegee om dit te kan bedink, hy het my die vermoë gegee om dit te kan doen. Ek moet die besluit maak in my liggaam om te sê, vanmôre gaan ek opstaan en ek gaan my werk soek. Hy gee vir ons 'n belofte, wanneer ons hom dien, wanneer ons doen, wanneer ons mense bedien, wanneer ons serve, wanneer ons worship, sal hy ons seën met die vermoë om alles te kan doen, sodat ons brood en ons water kan hê, en hy sit by om te sê, en ek sal die siektes uit jou midde verwyder. Want jy sien, die oomblik wat ons in ons gees doen, in ons siel doen, in ons liggaam doen, het siekte nie hou vas op ons nie. Julle mag my dalk nie glo nie, maar dis die waarheid. Want as ek my gees glo God is, en as ek in my mind vir jou kan sê, ek weet, dit is die waarheid, maar ek doen niks daaromtrent nie, sal niks gebeur nie. Ons moet al drie doen. Ons moet aan al drie doen. Anders sal niks vir ons gebeur nie. Ons wonder baie keer, hoekom word ons so siek? Hoekom gebeur al hierdie dinge met ons? Het ons miskien gaan sit en kyk na dit wat God vir ons gesê het, of ons mee geseën het, en vir ons waarvoor hy ons gemaak het? As ek vanoggend wil opstaan en ek wil klaar met my bloeddruk te hoog is, dan moet ek 'n bietjie gaan kyk na my dieet. Miskien eet ek verkeerd. As ek klaar oor ek ander probleme het, moet ek bietjie gaan kyk, wat drink ek? Wat drink ek te veel? Wat drink ek te min? En weet julle, as ons praat van die fisiese, oor alles wat gebeur, het ek eendag by 'n neuroloog gesit, en ek het hom 'n vraag gevra oor probleme wat ek besef wat in my besig is om te gebeur, en wat ek het eers gedog, dit is miskien deel van oud word, maar hy sê, sy antwoord aan my was, if you don't use it, you lose it. En dis presies waarvoor ons geskape is, om te doen. En as ons gaan ophou doen, gaan ons daai vermoë verloor. Jy kan maar vat iets wat eenvoudig is, soos lees, praat, skryf, kommunikeer, om met mense te kommunikeer. As ek heeldag in my kamer sit en met niemand kommunikeer nie, gaan ek my vermoë om te kommunikeer verloor. Ek gaan nie weet hoe met mense te praat as ek actually voor mense kom nie. En so werk dit in alle fasette van ons lewe. If you don't use it, you lose it. Spreuke 3 vers 6 tot 8 sê, ken hom in al jou weë. Dis in alles wat jy doen. Dan sal hy jou paaie gelyk maak. Ek kan nie by die huis sit en sê ek glo die Here sal voorsien en hy sal my paaie gelyk maak, maar ek wil nie my weë aan hom opdra nie. Dit wat ek doen. As ek niks doen nie en ek vertrou nie God in dit wat ek doen, waarvoor hy my geseën het om te doen nie,
kan ek nie verwag hy met my paie gelyk maak nie. Wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here, iets wat mense vandag nie meer ken nie. Weet julle hoeveel mense praat vandag uiterlik oor God, asof hy niemand is nie. As ons God nie respekteer nie, en hom hanteer as God nie, hom vrees nie, hy praat nie van vrees, wees bang en gaan kry dit weg nie. As die Bybel praat van vrees God, dan sê hy respekteer God. As ons God respekteer en nie die kwaad doen nie. Luister wat sê verder in vers 8, dan sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeentes. As ek God respekteer en doen wat hy my voorgemaak het om te doen, sal hy vir my die genesing gee in my liggaam en my gebeentes. Ons kan baie hieroor uitbrei, ons kan baie hieroor praat. Ek wil julle nie onnodig ophou hiermee nie, ek wil nie onnodig te veel sê nie, ek wil julle nie de mekaar maak nie, ek wil ook nie begin babbelsaap nie. Maar dit is my belangrik om vanmôre om vir elkeen van ons te laat weet, God het ons geskape, gees, siel en liggaam, om in al drie van hulle te doen. En as ons nie doen nie, verloor ons dit. En wat ek lees in Matteus is, wanneer ons nie doen nie, kan ons ewigheid verloor. Want God het my en jou nie geskape as portrette nie. Hy het ons nie geskape as standbeelde om mooi te lyk vir die mensdom nie. Hy het ons geskape as werktuie. As ek kan teruggaan na wat die dokter Wright gesê het oor hoe ons aan mekaar gesit is en hoe ons gemaak is. As 'n mens kyk na die beenstruktuur in ons voet en die spiere en die ligamente wat alles is ons gemaak om te kan loop en te kan werk die heeltyd. Gaan toets dit by die huis. Gaan sit vir 'n uur lank en doen niks. Party is dit onmoontlik. Gaan sit vir 'n uur en kyk 'n seepie. Dis makliker. En probeer na daai uur opstaan, dan sê jy vir my, hoe voel jy? From the hip bone to the knee bone to the ankle bone, alles is styf. Ons sukkel om op te staan, ons staan so op en ons begin so te loop. Eers regop kom, voor ons kan loop. Dis die waarheid, want ons beweeg nie. Ek het gelukkig nou 'n groot huis met 'n lang gang. As ek opstaan en ek is styf, kyk ek my tree op my losie en dan begin ek stap. Dan gaan ek deur die gang tot in die kamer en terug. Teen tyd wat ek terugkom, is my spiere warm, my pyn is weg en alles is reg en ek kan beweeg. Want ek beweeg. Ons is gemaak om te beweeg. Ons is gemaak om te doen. In ons gees glo ons. In ons gedagtes bedink ons en in ons liggame doen ons. En al drie loop hand aan hand. Ons kan nie 'n goeie lewe hê as ons een van hulle nie doen nie. En al drie moet ons doen. As ons nie doen nie, kan ons ewigheid verloor. Ons kan hier ons mobility verloor. Ons kan ons funksies verloor. Ons het die verantwoordelikheid om te beweeg, om te doen in ons liggaam, siel en gees. So my oproep aan al ons vanmôre is dit: raak betrokke in jou eie lewe, in jou gemeenskap, in jou familie, in jou omgewing, want hoe meer jy doen, hoe meer doen jy vir God. Die kerk is nie om Sondag kerk toe te kom nie. Die kerk is om te doen, te beweeg en iets te doen daar buite. Want ons doen dit vir God. En as ons eendag voor God staan, gaan hy vir ons vra, wat het jy gedoen? Maar Here, ek het gebid, ek het geglo. Die Bybel sê ons moet net glo. Dan gaan hy sê nee,
Hier het ons 'n mooi uiteensetting gekry in Matteus 25, waar die koning gaan sê, ek was naak en jy het my nie geklee nie. Ek was honger en jy het nie vir my kos gegee nie. Ek was dors, jy het nie vir my iets te drinke gegee nie. Ek was siek en jy het my nie besoek nie. Ek was in die tronk en jy het nie na my toe gekom nie. Gaan in die ewige helpoel van vuur. Ja, ons moet glo. Dit is in ons gees. Ons moet glo in ons gees. Maar in ons mind moet ons dit vir ons 'n werklikheid maak, dat ons dit in ons liggaam fisies kan doen. Ons geestelikheid, ons Christendom is nie 'n geestelike ding nie. Dit is nie iets wat on in the mind is nie. Dit is iets wat in ons daaglikse doen is. In ons wee is. Ek gaan afsluit met 2 gedeeltes wat ek met julle wil deel hieroor. Jakobus 1 vers 22 sê, word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Word daders van die woord. Doen wat die Bybel sê. Beweeg, doen iets. Want as jy dit nie doen nie, bedrieg jy jouself, want jy kan jou ewigheid verloor as jy nie doen nie. Hoor mooi vanmôre wat die Bybel sê. Ek probeer nie vanmôre vir jou sê, ons hoef nie te glo nie, ons moet net werk nie. Die Bybel sê ook, dit is nie deur krag of deur geweld of deur ons werke nie, maar dit is deur die Gees van God, deur sy genade, wat ons môre hier is. Ons kan nie ons pad hemel toe verdien nie, maar die Bybel praat van die werke van die geloof. As ek sê ek glo in God, dan moet ek doen soos wat Jesus gedoen het. Jesus het vir ons op aarde 'n voorbeeld gegee van hoe hy wil hê ons moet doen. Hy het beweeg, hy het geloop. Weet julle hoe groot is Israel? Hulle het nie karre gehad nie, hulle het nie treine of vliegtye gehad nie, hy het geloop. Hy het van die een dorp na die ander een toe geloop om die siekes gesond te maak. Hy het gedoen. En dis wat hy van my en jou verwag is om te doen. Die laaste gedeelte, ek gaan die hele gedeelte lees nie, Lukas 8, sien ons die gelykenis van die saaier, en hy verduidelik vir ons en sê, die woord wat verkondig word, party val op die pad, party val in die dorings, party val op die harde grond, en party val op die goeie grond. Nou wil ek vanmôre vir jou vra, as ons nou hieroor gesels vanmôre, wat die Bybel sê oor om te doen, wie kies jy vanmôre is jy? Die pad, die dorings, die harde grond, of die goeie grond? Want luister wat sê Lukas 8 vers 15. En wat in die goeie grond val, dit is die wat nadat hulle gehoor gegee het, die woord in hulle edele en goeie harte hou, en met volharding vrug dra. As jy vanmôre kan sê, ek is die goeie grond, die vrugbare grond, dan vat jy vanmôre hierdie woord en al die ander wat jy gehoor het al, jy vat dit, jy bære dit in jou hart, jy bedink dit en jy gaan doen dit. Want as jy vanmôre uitstap en sê, dit was nou 'n oulike en interessante boodskap, dis iets anders op 'n ander manier wat ons al gehoor het, en jy doen niks daaromtrent verder nie, dan is jy die een wat die woord op die distels geval het. Dan is jy dalk die een waar die saad op die pad geval het. Dit gekom en gekaan, is weg. Of as jy vanmôre die een met die goeie grond, wat vanmôre kan sê, Here, my hart is oop vir u klop, vir wat u wil hê ek moet doen. Hoeveel van ons wil vanmôre sê, Here, ek wil nie net wees nie, ek wil nie net glo nie, ek wil nie net bedink nie, ek wil ook doen. Want ongelukkig as 'n mens daar buite kyk na die breë kerk, ek praat nie van ons kerk nie, ek praat van die breë kerk daar buite. Ons hoor baie van mense wat sê, dis nie my verantwoordelikheid nie, dis nie my werk nie, dis nie vir my nie, dis nie my bediening nie. Raai wat, om te preek is ook nie my bediening nie, maar ek doen dit omdat ek wil.
Daar's baie goed wat nie my bediening is nie, maar ek doen dit omdat ek iets wil doen. Omdat ek wil betrokke wees, want sodra ek dit so die geringste doen ek dit vir God. En ek wil eendag voor hom staan, dat hy vir my sê, goeie en getroue dienskneg. Het gaan nie oor geloof nie, het gaan oor wat jy gedoen het. Dan gaan hy vir jou sê, kom in die vreugde van jou Heer. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam.